Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Ek sluit af om Ewert het die woord beginsel gebruik. En ek het ook die woord 1 of 2 of 3 keer gebruik, ek kan nie onthou nie. Met verloop van tyd, en nou praat ek van die kort tyd wat ek in die bediening is, en met mense te make kry, het ek geleer en agtergekom, en ek sien dit al meer en meer, dat emosie dikwels bokant beginsels geplaas word. Hoor mooi wat ek sê. Mense sal maklik skree, beginsel, prinsipe, Bybelse beginsels. Maar wanneer dit daar by die impak kom, dan neem emosie dikwels oor. En ek gaan sommer 2 Bybelse voorbeelde gebruik om dit te verduidelik. Eerste is die voorbeeld van Moses. Moses vlug uit Egipte en hy kry vir hom 'n vrou in Midian. En toe die eerste kind gebore word, die eerste seun, toe word die seun besny volgens Bybelse beginsel. Beginsel vas was Moses. Maar toe die tweede seun gebore is, toe het my liefie hier in my oor gefluister. Asseblief, ek kan dit nie weer, want die kind doen nie. En emosie kry die oorhand. Want liefie het gepraat. En wat wys die Here vir hom op pad terug Egipte toe? Er kom staan 'n engel voor hom. Hy sê, ek maak jou dood as jy verder gaan. Want die beginsel is, die verbond sê, 'n seun moet besny word. Moses se vrou vat 'n klip en sy sny. Sy gooi dit daar voor haar man neer. En sy sê vir hom, daar het jy dit nou. Maar nog vroeër as dit, broers en susters, hierdie is 'n ou ding. Adam en Eva het beginsels direk by die Here gekry. En wat doen Adam toe Eva by hom kom? En sy sê vir hom, my liefie, proe net 'n bietjie hier. Die emosie kom bokant die beginsel. En nou sal ek vir my vra, maar wat probeer ek sê en wat het dit met ons voorgeslagte en veral met bloedrivier te maak? Hoor mooi. Jy moet so 'n verhouding met die lewende God hê. Jy moet so 'n verhouding met die lewende God hê dat jou beginsels jou
emosie word. Want dit is wat by Bloedrivier gebeur het. Beginsels was hulle emosie. En hulle kon vas bly staan op die Christelike beginsels wat uit die Wakes begin en al vir hulle geleer is. Dink jy maar self verder oor jou eie lewe. Probeer niemand in die gesig vat nie. Hierdie woord het ook betrekking op my, want ek het ook liefies in my lewe. Hoe leef jy? Is jou verhouding met hierdie almagtige God so sterk, dat jou beginsels, jou emosie is? Mag die Here ons elkeen bewaar in hierdie volgende jaar wat voorlê. En mag die Here ons volk bewaar. Die talle aanslae teen ons volk en ons volksgenote uit verskillende oorde in die wêreld. God is soewerein en hy is in beheer van dit wat ons, wat vir ons selfs lyk na chaos in hierdie wêreld. Amen. Ons bid saam. Almagtige Hemelvader, ons kan nie anders as om met 'n diepe ontzag weer hier voor U te buig nie. Here, soos ons voorsaat, ons voorgeslagte van ouds, buig ons diep voor U neer, om U opnuut weer te kom vra, te kom pleit, dat U vir ons as U volk sal beskerm, dat U ook ons kinders sal bewaar van die bose, en dat U, Here, in elkeen van ons se lewens so sal werk, dat ons beginsels vir ons emosie word, dat ons verhouding met U so sterk sal wees, dat ons verseker sal weet, en nie vreesagtig voor U regterstoel sal staan nie, maar dat ons sal weet, ons Here Jesus gaan nie vir ons sê, ek het jou nooit geken nie. Ek bid, Here, vir elkeen wat vanoggend hier by mekaar is, elkeen wat na U woord geluister het. U is tog die kenner van ons harte, U ken die omstandighede van ons lewens, omdat U alomteenwoordig is, omdat U deur die Heilige Gees in ons as gelowiges harte woon. Weet U mos wat in die diepste diep van ons harte is, want U Gees vertaal dit daarbo by U in die hemel. En daarom weet ons ook, Here, dat ons niks vir U kan wegsteek nie. Ek kom net pleit, wees ons genadig, wanneer ons bloot, oopgebloot voor U staan, harte oopgekloof, dat ons van U alleen afhanklik sal wees. Ek bid, seën ons Vader hierdie dag, wees met ons wanneer ons reis, sodat ons ook daarin U naam sal loof en sal prys, en sal eer.
Dit bid ek in die naam van ons enigste verlosser en saligmaker, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek gaan dan vra dat ons afsluit met die woorde van Gesang 38. Die 2 verse wat daar op die blaadjie gedruk is 'n baie bekende by ons, wat ek glo wat ook inpas by die gelofte wat ons vandag herdenk, want die goedheid van die Heer kan ons nie pyl nie, daar's geen maat in hierdie wêreld wat dit kan meet nie, en wie word dan daardeur ook nie diep getref. Kom ons staan wanneer ons dit sing, wanneer ons klaar gesing het, kan weer die sitplekke inneem. Ons